Ons het 'n bietjie van 'n ander diens vanoggend hier voor, so ons gaan met u praat oor is jy skerp? En ek wil iemand nooi van ons seniors, nou wil ek iemand nooi van ons granite men, ek wil iemand nooi van ons jong manne. En Barabbas, is jy hierso? Is hy nie hierso, ek kan hom nie sien nie. Mikael? Tian? Of Dian? Tian? Nee, Tian is uit, hy het klaar uitgehardloop. Hy is te bang, hy weet of sal hom... Dian, jy moet nader kom. En dan een van ons jong manne, so kom. Een van die ou mense kom gou uit. Ja, kom aan. Ons gaan nou kyk hoe goed is hulle. Dian is daar, en dan, Christopher, kan jy een van die granite mens word? Ok, en dan, Dirk, wie van die seniors gaan kom? Koos, kan ons vir jou vra? Koos? Oh, ok, kom 'n bietjie nader. 1, 2, 3. En ek kort nog 'n man aan hierdie kant. Arnold, kan ek vir jou vra? Kom. 1, 2, 3, 4. Ok. Jy moet gaan trek daarso. En daar's 'n nommertjie. As jy die nommer getrek het, dan gaan staan jy by die tafel wat jy gaan sweet. Ok, het julle nommers, kom slank op, kom staan slank by die tafel. Ok, so ek wil graag hê jy moet die saag vat, en dan moet jy hom op die regterkant van die kant sit, want daar's 'n lappie onder, en dan moet jy hom kan deursaag. Verstaan jy? Ok, so julle kan net eers dan nog nie begin nie, nee. Nou, Neil, het ons 4 granite men, kan julle gou, granite men wat 'n mooi t-shirt aan het, kan julle opstaan? Vat jou selfoon, maak jou stopwatch oop. Kom aan, gou. Kom vorentoe. Hierso kom staan een by hierdie tafel hier voor en daarso. Jy kan dit nou nie tel jy met jou stopwatch oopmaak. Daar sê. Pierre, kom staan by hierdie tafel. As jy nou sê 5. Ok, is voor. Jy staan by hierdie tafel. As ons sê go, nee, dan moet julle begin tyd vat. Ok? Hy gaan nie gly nie, daar's 'n maatjie onder, so hy's redelik stewig. So jy saag hom daar. Nee, jy kan hom saag net waar jy wil. Jy kan hom oor jou hand ook saag as jy wil. Die probleem is dan jou nou. Hy moet daar wees. Ja, hy moet net aan die regterkant wees, want daar die saagsels kan daar afval. Ons sal môre weer skoonmaak. En die ou wat wen kry niks nie, maar die ou wat verloor kry alles. So dis iets in daai. Ok, manne gaan ons hulle aanmoedig. Ok. 1, 2, 3. Julle gaan vir Dian moet kom help. Okay, wow. Neil kom so 'n bietjie nader. Christopher het hom gewen. Kom ons gee vir Christopher 'n groot handeklap. Elke man, julle kry so 'n geskenkie van ons af. Wat was die tyd gewees daar? 30 sekondes. Dis die Betty. Is hy tweede? 33 sekondes, hierdie, nog nie deur. Manne, baie geluk, julle kan weer gaan sit. Kan julle 4 van my net hier voorsit? Want julle gaan nou net nog 'n jobbie kry, asseblief. Ok, hulle kan vir my na die tyd kry, maar ek het spesifiek 4 stomps. Moenie kwaad wees nie, manne. Ek het vir julle 4 stompsaag gegee. Dis regtig stompsaag. Hierdie goed is 50 jaar oud. So vergewe, Arnold sê my vergewe? Asseblief man, asseblief. Ek dink net een ou het 'n
ja, hierdie ou se saag was, maar hy was groot tande, so hy kan voel hy's nog steeds warm. Sorry my vriend, I'm very bad. Ons gaan praat oor, veral met mans, oor, is jy skerp? Is jy skerp? En ek wil die volgende gedeelte aanhaal, en dis 'n vorige president van Amerika wat dit geskryf het, en hy het die volgende gesê, if I had 8 hours to chop down a tree, I'd spend 6 hours sharpening my axe. So, Abraham Lincoln, hy sê, gee my 6 ure om 'n boom af te kap, en ek sal die eerste 4 ure gebruik, om eers die byl skerp te maak. En dis waarom ons 'n klomp byle hier voor het. So, as ons na die skrifte draai vanoggend, en u kan gerus dit in Prediker gaan lees ook. Prediker 10 vers 10 sê vir ons, as die byl stomp is, en jy dit nie slyp nie, moet jy meer krag gebruik. Vaardigheid help om sukses te behaal. OK. Nou, net uit die saag uit kon 'n mens sien. Jong mense word nie meer geleer om te saag nie. So Dian het net so 'n gedeelte. Hy het net so 'n gedeelte gebruik van die lem. Van die ander manne het gekom en hy het die lem gebruik. Dis waaroor die saag so lank is. Jy moet leer om die hele lem te gebruik, en as jy hom gebruik, dan saag jy meer effektief. So vaardigheid, Dian is nou nie iets teen, en is net ons jong mense word dit net nie meer op skool geleer nie. So if the axe is dull, one does not sharpen the edge, then he must use more strength, but wisdom brings success. Ek gaan 'n klompie vrae vra, en ons gaan elkeen so hanteer, en die vraag is die volgende, watter area van jou lewe raak stomp? Mans, ons is nou besig met die mans vanmôre, jonk en oud. Jaco, watter area van jou lewe raak stomp, en hoekom? Die blou blokkie, hoekom sien ons dat mans probeer deurdruk in pleks van skerp maak? Mans is partykeer stompkop, is in die moeilikheid, ervaar moeilikheid, ervaar 'n situasie, is hy so, maar hy sal nie gaan wysheid kry nie, hy sal deurdruk. Dit is wie baie van ons Suid-Afrikaanse mans is. Die derde een is, wat is een aksie wat jy die week kan gebruik om jou snykant skerp te maak? 4, hoe kan ons granite mans mekaar help om geestelik en emosioneel skerp te maak? Neil, dis vir my belangrik, nee. Hoe kan ons granite men, hoe kan ons manne gebruik om ons skerp te maak? En dan die 5de vraag is, wat is die kostes om stom te bly en die effek op jou familie, jou geloof en jou toekoms? Dink gou 'n bietjie daaraan. Wat is die kostes van om stom te bly? Hierdie skrifgedeelte wat uit Spreuke uitkom, sê vir ons die volgende. Hy sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Okay, en dis baie belangrik. In die geestelike wêreld, in die kerklike wêreld, moet jy vriende hê, broers hê, susters hê, mense wat om jou is, met wie jy 'n pad kan stap en teenoor wie jy kan rekenskap gee en met wie jy kan kommunikeer en hulle het die reg om in jou lewe ook in te spreek. You use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another.
Soos vriendskap is primêr van die belangrikste goed wat ons nodig het. Manne, ek wil hê julle met elkeen 'n Bybel kom kies. So, kom staan nader. Okay. Julle gaan nie mekaar chop nie, don't worry. Ek wil hê jy moet 'n byl kies, enige byl. Dis 'n ander, vat 'n byl. Jy kan nou, vat hom. So, is goed. Ja, wat? Jy kan daai grootte vat. Ek sien jy's lus vir daai grootte. Okay, nou gaan ek gaan vir jou 'n vyl gee. Jy gaan dit skerp maak. Okay, so trek 'n vyl. Trek 'n vyl. Trek 'n vyl. Trek 'n vyl. Jy kan nie die vyl omruil nie. Okay? Julle kan omdraai, kyk gou vir die gehoor. Wat nou baie belangrik is, elkeen van hulle wys net so die vyl dat die kameras dit kan sien daarso, nê? Elke ou het 'n vyl. Hy het 'n ronde vyl onwillekeurig gevat. 'n Ronde vyl is meer gemaak vir houtwerk, waarmee jy rondings daarmee afrond. So hy gaan iets anders te moet doen vanoggend. Ja, moenie worry nie. Die byle is skerp, so moenie dat dit op jou toon val of ietsie, hoor. Christopher het 'n houtvyl gekry. So sterkte vir jou, my broer. So wat julle gaan moet doen is julle gaan dit met skerp maak en dan gaan julle vyle moet ruil na mekaar toe. Dankie, julle kan sit en julle kan begin, hoor. Julle kan gaan sit en julle moet begin skerp maak. Ek wil vanmiddag, wanneer ek my pa by die huis het en ons gaan 'n stuk steak eet, gaan ek daai byl gebruik om die steak te chop. As dit nie skerp is nie, stuur ek die byl en die chop vir jou. Ja, julle kan maar aangaan. Dis harder as wat ek gedink het dit is nie, maar luister hoe mooi, nee. Sit my man net 'n bietjie harder. Wat baie belangrik is, as die woord van die Here vir ons vra, dat ons moet vriende hê wat ons slyp. Net soos wat daai ouens verkeerde vyle het, en hy probeer om daai byl met dit skerp, gaan hy die byl se punt opvoeter. Hy gaan die byl se punt seermaak, dat ek hom nie weer vanmiddag kan regkry in 'n 45 grade hoek in nie. Don't do it, please. Daai lem is baie mooi. Ouens, as ons verkeerde vriende in ons lewens het, wat destruktief in ons lewens inspreek, gaan ons lewensbyl destruktief stomp bly. As jy aanhoudend mense het wat in jou lewe 'n negatiewe invloed, 'n slegte invloed, 'n verkeerde vyl het, gaan dit jou lewe sleg beïnvloed. Dit gaan jou lewe nie beter maak nie, dit gaan jou lewe meer grof maak en dit gaan jou snykant weghaal. So is 5 areas. Dis my geestelike snykant, dis my fisiese snykant, dis my emosionele snykant, dis my verhoudingssnykant en dis my gedagtesnykant. Mans, luister mooi na hierdie. As ons gaan kyk na ons geestelike snykant, dan kom Psalm 1 en hy kom sê vir ons, gelukkig is die man wat nie loop volgens die raad van die goddeloses nie. Jy moet jou skrif self oopmaak, dan gaan nie alles vir jou op die bord sit die buitekant of hier voor nie. So, iemand wat nie saamloop met die Here nie, is 'n man wat loop met goddelose raad. En hy staan op die pad van die sondaars en hy vergader in die vergadering van spotters. Dis wat Psalm 1 sê. So my geestelike snykant word grof gemaak, word stomp gemaak, hoe meer ek in die wêreld spandeer as wat ek teenoor God spandeer. Maar my geestelike snykant, mans, moet iets wees wat gegrond is en gewortel is in die woord van die Here. Want die woord van die Here gaan my skerp maak om reg te kan lewe. Kan ek 'n amen kry? So ek wil jou vra vanmôre, mans, vir hierdie week wat voorlê, 15 minute. 15 minute van skrif lees, 15 minute van om in gebed te spandeer, 15 minute wat jy gaan sit en gaan stil raak, want die oomblik as jy gaan sit en stil raak,
gaan jy begin om jou geestelike snykant skerper te maak. Nobody's gonna do it for you. Nobody can do it for you. It's only you when you spend time in God's Word that your spiritual sharpness will increase. It's the only way. Don't spend time. Jy raak blond, jy raak bland, jy raak stomp. Jy kan maar kap so hard soos wat jy gaan niks reg kry nie. Wat wil God hê? God wil hê ons mans moet skerp wees. Vrouens, dis 'n baie mooi boodskap. God wil jou skerp maak om geestelik te kan onderskei wat God wil doen. So kom ons gaan die tweede een toe. Liggaamlike skerpte. Willem, ek weet nie van jou nie, maar wraggies is baie warm vanoggend in hierdie plek, hoorie. Ek weet nie of hierdie goed bydra nie, maar dit is baie warm in hierdie plek. Ja, as julle so bietjie, maar is lekker, nie so in die winter. Dankie Willem. Paulus kom en hy kom sê, hy sê, hoe eer ek Here in my liggaam? Wat is hy skrifgedeelte? Wie kan hom opsê? Weet julle dan nie dat julle liggaam 'n tempel is? Ja, kom die gedagte nou deur. Jou liggaam is 'n tempel. So my liggaamlike snykant speel 'n rol. Ek moet my liggaam kan skerp kry. En dis fisies, nê. Hoe eer ek die Here in my liggaam? En dit een van die goed is om weer fisies iets te begin doen. Okay? Weer bietjie te begin stap, weer bietjie te begin koud stort, weer 'n bietjie begin swem, maar iets moet ek met my liggaam doen, want ek moet my liggaam skerp maak. Jy sien al 5 van hierdie goed wat ons gaan doen vanoggend, die een sit in die ander een. Ek gaan geestelik beter voel oor myself wanneer ek fisies beter voel oor myself. Geestelike groei gaan nie sonder liggaamlike groei nie. Daniel was wys omdat hy reg geëet het. Fisiese kant het hy reg gehanteer, sodat die een by die ander een kan insluit en ons kan sterker maak. Mans, ons moet kyk na ons liggame. Ons kan nie op 45 sit met 'n groot six-pack nie. Ons moet sit met 'n 12-pack of iets. Een van die moeilikste goed van ons mans, nê, is om daai ding reg te kry. Lees saam met my. Hy sê, you don't win by swinging harder. You win by sharpening the blade. Keep it sharp, stay in the fight. So vanmiddag as 'n mens gaan en jy gaan maak hierdie lemme weer skerp, en dit is baie eenvoudig. Jy gaan maak die lemme weer skerp, dan gaan dit net so gaan dit lekker sny. Ek het daar een saag by die huis wat nuut is. Ag, dis 3 keer dan as jy dwars deur aan kan dit hy skerp gemaak. Ouens, in ons lewens het ons nodig, ons moet nie harder probeer nie. Ons moet nie harder probeer in die lewe te staan nie. Ons moet leer om by die Here skerp gemaak te word. Kry wysheid, kry wysheid, kry wysheid. As jy in jou verhouding met die Here nie wysheid het nie, as jy sukkel met jou verhouding, Jesus man, Harold is terug. Storm op Harold, sê help my, kom na my toe. Hier's van ons Granite leiers wat hier is vanmôre. Kom na ons leiers toe. Ons help mekaar, ons stap met mekaar 'n pad. Ons gaan mekaar help om die snykante van ons lewens skerp te maak. Amen. Teen volgende jaar hierdie tyd, Neil, moet hier leiers wees, nee, wat so skerp is en deur die Heilige Gees gebruik word, dat ek en Harold nie eers kans moet kry om te preek nie. Hoe klink dit? Dit sal so lekker wees. So kom ons gaan aan na die derde een toe, en ek wil dit vra, hoe lyk jou emosionele snykant? Ek weet ons man sukkel ook soms met ons emosionele snykant. En Spreuke sê so, hy sê, bo alles wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink bepaal alles. Lees net weer die skrif. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Dis nie wat jy doen bepaal alles nie. Dis wat in jou kop aan die gang is, wat bepaal. Dis hoe jy gaan optree. As jou optrede mooi is, gee vir jouself 2 sterretjies.
As jou optrede op 'n plek is waar jy emosioneel afgestomp is, jy's emosioneel nie meer met alles nie, jy's emosioneel dood hier van binnekant af, dan is dit iets wat die Here vanoggend in jou weer wil optel, vir jou wil skerp maak, en vir jou wil gedagtes gee wat Gods gedagtes is. Wat se emosies het ek toegelaat om my emosioneel stomp te maak? Mooi vraag. Wat het ek toegelaat? Miskien het iemand vir jou iets kom sê, miskien het iemand vir jou iets gestuur wat nie reg was nie. Iemand het dalk iets teenoor jou kwyt geraak wat jou stikkend gemaak het, en jy het toegelaat dat daai gedagte groei, en jy het half verslaaf geraak van daai verkeerde goed wat iemand gesê het. Mense kan baie wreed wees. Kan ek 'n hallo kry? Mense kan baie wreed wees. En baie keer gaan sit dit in 'n ou se emosies. My aksiepunt is dit: Granite men praat vertroulik met mekaar. Ons kom uit 'n kamp uit, Harold. Kamp was suksesvol, ons het klomp mans, maar selfs by die dames en die dames groepering in die gemeente. Ons het mans nodig. As ons met mekaar praat, dan weet ons dis vertroulik. Jy weet, as ek vandag na 'n mediese dokter toe gaan en hy doen al my toetse goed, hy mag niks sê vir enige iemand van daai goed. Hy mag nie vir my vrou sê van daai goed. As jy na 'n sielkundige toe gaan, het hulle klousule van goed, hulle mag met niemand oor niks praat van jou goed nie. Maar in die kerk baie keer, wanneer iemand iets sê, dan praat ons met mekaar daaroor en dan raak dit later 'n storie. But Granite men want to be a confident. Ons wil konfidante raak in mekaar se lewens en sê, hoorie, ek gaan saam met jou stap tot jy daai ding oorbrug het. En as jy hom oorbrug het, dan gooi jy hom weg. Niemand gaan daarvan weet nie, maar ons gaan kyk dat ons skerp word in die Here. Amen. Dr. Albertyn, dis mos die pad wat ons met mekaar moet stap. Want dit gee ons dan ruimte om emosioneel met mekaar te sit en te sê, hoor jong, ek sukkel met hierdie ding. Help my, ek weet nie hoekom nie, maar hierdie tyd van my lewe, hier's 'n ding in my en ek sukkel met dit. Help my, sal jy saam met my bid, Neil? Jy sal saam met my bid, ek is seker daarvan. En so bou ons aan 'n broederskap binne die gemeente wat ons gaan help en inspireer om sterker te word en om beter te word. En dit bring ons by verhoudings. As ons gaan bou aan verhoudings, gaan ons verhoudings snykant ook skerper word. We need buddies. Amen. Ons het buddies nodig. So, Hebreërs 10 vers 24, as jy hom kan lees, vanmiddag, maak 'n notaatjie daarvan. Hy sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Dis die skrif wat daar staan, hoor. Hoor gou dit. Dis wat Hebreërs sê. Hy sê, Awie luister nou hierso, jy beter nou my begin inspeer, want jy kan nie aan mekaar in jou 4x4 klim en Namibië toe gaan. Jy moet nou vir my begin inspireer om ook te gaan, maar koop net eers vir my 'n Fortuner. Hy sê, vers 24 sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Jy sê dit is so mooi. Nico, jy het vanoggend jou geskenkpakkie gekry, nee? Jacques, jy het jou geskenkpakkie gekry. En Jacobus, hy rus 'n bietjie, hy kry sy geskenkpakkie. Maar dis die manne wat vir ons die afgelope klompie maande, hulle moet koffie maak op Sondag en hulle werk, het ek agtergekom, baie hard op hierdie stadium. Maar ons wil vir julle dankie sê. Dankie dat julle bereid is om julle broederskap in die gemeente te sit. En te sê, hoor jong, ons doen dit gratis vir die gemeente. Ons help die gemeente. Ons ondersteun die gemeente. Dit is wat Granite men vra van ons. Is dat ons ergens ingeskakel raak. Want wanneer ons betrokke is, dan begin ons ook skerper te word in onsself. As iemand nie betrokke is in die gemeente nie, dan jy verstaan nooit wat gebeur reg nie. En God wil jou help om binne die raamwerk van die gemeente daai lewe te beleef tussen vriende. So laat ons nie moeg raak nie, maar laat ons voortdurend mekaar
dan inspireer. En laastens, en dan gaan ek afsluit, die gesonde gedagtes snykant. Hoe lyk gesonde gedagtes? Paulus sê in Romeine, hy sê ouens, dit vat weer Psalm 1, hy sê, as ons loop soos die wêreld loop, dan gaan ons stomp raak. En hy kom sê dit, ja, hy sê, ouens, ons moenie loop soos wat die wêreld, ons moenie meng met die wêreld soos wat die mense met mekaar meng. Hy sê, maar, kom een kant, en vertrou God, dat hy jou gedagtes gaan vernuwe, en dat jy gaan skerper raak in jou gedagtes. En want gedagtes is al hierdie losmalende goed, wat baie keer soos leuns jou byl stomp maak. Jy weet, baie keer sê iemand net 'n klein dingetjie, Awie, en hy het dit nie so bedoel nie. Maar die oomblik wanneer jy begin dink daaraan, dan reflekteer 'n ou amper al op die negatiewe goed. In plek daarvan, dat wanneer iemand iets gesê het en dit het jou ongemaklik gemaak, is om na daai persoon toe te gaan en sê, maak hou, wat het jy eintlik bedoel? En dan hoor jy die, nee, eintlik het ek bedoel, man, I love you so much, I want to encourage you and I want to strengthen you. Skielik dan voel jy, hoe word daai gesonde gedagtes, word vinnig skerp gemaak, omdat jy hoor wat is eintlik, wat eintlik in sy hart is. So, wanneer ons skryf, ek gaan na aksie toe hierso, dan wil ek jou vra, skryf een waarheid uit die woord neer, wat leuns vernietig. Dis die mans, ek wil hê jy moet dit gaan doen vanmôre. Enige leuen wat in jou kop gaan sit 'n bietjie met die woord. Vra vir Dr. Google, how can I counter this lie in my life? Give me scripture. Hy gaan vir jou ten minste 'n paar gee. Jy sien, want wanneer daar leuns kom, los ons dit baie keer net, ons gaan nou maar net aan. Eintlik moet jy dit kan counter. Eintlik moet jy die byl kan vat en dit afchop. Amen. Bring 'n bietjie daai byle terug. Ek wil net voel wat het gebeur. Of julle enigsins, hoe voel dit? Het jy vir hy? Ja, nee, hier gebeur iets. Heerlik. Hè? Die ou werk. Arnold? Ja, nou net. Jy kan hom weer daar opsit, is hy alright? Ja. Okay. Ek wou alles weggegee het vanoggend, maar ek kan nie dit doen nie. Nou net sê hulle, ek bemagtig die gemeente om wrede goed aan te vang of iets, jy weet, so. Amen. So, hier's my laaste ding wat ek vanoggend wil deurtrek, en dit is die volgende. Besluit watter area van jou lewe wil jy verbeter. Ek vra jou nie al 5 areas, ek vra, kies een area vanoggend, net een area. En dan, hoe gaan jy aanspreeklikheid teenoor iemand aanvaar wat jou kan sluit? Dink 'n bietjie daaraan. Hoe kan ek weer iemand toelaat om in my lewe in te spreek? Hoe kan ek dit doen?